Hallo julle, ek hoop dit gaan goed met julle. Vandag is nou een van daai dae wat ek graag wil praat met julle in verband met iets wat ek dink 'n groot rol gaan speel vir ons wat ons toekoms gaan bepaal, goed of sleg, maak nie regtig saak hoe jy daarna kyk nie. En die ding waaroor ek wil praat is houding. So ons moet verstaan dat ons beweeg in 'n of ons is in 'n kulturele ek kan dit nou maar sommer so sê soos wat dit is, 'n bolsap, waar ek tot my skok nou die dag agtergekom het dat daar is mense wat byvoorbeeld 'n YouTube kanaal sal stig om teenoor ander mense te praat, as 'n mens dit nou so kan stel. Nou ek voel baie sterk oor die feit dat as jy 'n probleem het met die persoon waarna jy luister, moenie meer vir hom luister nie. Dit is mos redelik eenvoudig. Maar wat ons gemaak het in die kultuur wat ons besig is of waar ons klaar in is ons het nie geskep nie, dis klaar hier, is waar daar's amper meer ouens op sekere kanale net om te hoor wat die ou dalk verkeerd sê of verkeerd doen of die vrou of wat ook al, as wat daar is om jy weet, as jy nie van die goed hou nie, moenie daarna luister nie. Dit is redelik eenvoudig. En dit is vir my nogal skokkend om agter te kom hoeveel van hierdie kanale daar buite is. En ek wil tog vir julle sê, mense, as jy nie met 'n ou saamstem nie, sê dalk vir hom jy stem nie saam nie. Dis nie nodig om daar die ou se persoon aan te vat en slegte, lelike goeters te sê nie. Onthou net, ons moet een ding nooit uit perspektief uit verloor nie. Enigiets wat jy doen, moet jy doen met die 'n geloofsaspek of uit 'n geloofsaspek uit. Wat beteken, jy weet, jy gaan nou en sê hierdie goed, lelike goed van mense, wat nie noodwendig eerstens die waarheid is nie, en tweedens, jy weet, gaan lees maar die Bybel. Dis nie reg wat jy doen nie. Maak nou nie saak hoe jy dit wil probeer uitredeneer nie. So, mense, ek wil regtig 'n beroep doen. Op die einde van die dag, los dit uit, beweeg aan, en probeer selfs in jou daaglikse lewe, want of mense dit wil herken of nie, hierdie tipe keyboard warrior scenario's, jy weet, jy sal dit eerstens nie noodwendig vir daai persoon in sy gesig sê nie. Jy weet, dis baie van hierdie goeters wat gedoen word. En tweedens, jy weet, dit spoel oor in jou daaglikse lewe, waar jy opeindig om goed kwyt te raak wat nie regtig regverdig is of korrek is om te sê nie. Nou mense, dis belangrik. Ek sê nie, jy moenie sê as iets nie verkeerd is nie. As iets verkeerd is dit verkeerd. Maar dis baie, baie belangrik dat ons nie mense begin aanvat en goed sê wat jou later in die moeilikheid gaan bring nie. En ek praat nie nou van governement gewys nie. Ek praat van ewige lewe gewys. So dis vir my belangrik dat julle die konsep verstaan. Jy weet, baie van julle sou sekerlik al een of ander tyd in jou lewe in 'n werksituasie gewees het waar jy dalk nie van die ou waarmee jy moet saamwerk baie gehou het nie. Maar ek glo dat die meeste van julle sou dit dalk heel waarskynlik professioneel gehou het en jy sou nog steeds saam met die ou die werk kon gedoen het, maar julle het nie noodwendig saam gekuier of saam gebraai nie. En dit is maar dieselfde konsep wat ons na moet kyk, maar om mekaar aan te val oor absolute snert is ek kan nie verstaan waartoe ons beweeg as 'n samelewing as dit die konsep is waaroor ons nou en waartoe ons beweeg. Dis iets wat ek glad nie aan wil deelneem nie. En ek sê weer 'n keer mense, dis my persoonlike opinie daaroor, maar ons moet tog verstaan. Ons gaan nooit ooit die waardeur die drif kan trek as ons nie kan besef dat ons hierdie ding moet saam doen nie. En onthou nou weer mense, ek sê nie jy hoef elke ou hand om die blaas te loop en julle is beste vriende of wat ook al nie. Dit gaan nie noodwendig so wees nie. Maar jy gaan moet besef
Hierdie keyboard warriors syndroom wat daar buite is ongelooflik gevaarlik. Jy begin dit in jou wese optrek, jy begin in jou wese so optree, en jy eindig baie maklik op om so te raak in jou regte lewe ook, of in die realiteit waarin jy leef. So dis maar net eintlik 'n waarskuwing wat ek wil rig. Kry jou houding reg, en dit begin by die Bybel. Sorg dat jy die Bybel lees, sorg dat jy self bestudeer, tyd spandeer in die boek, en van daar af is dit maklik genoeg om dan nou sekere goed te sê of te doen wat Bybels is, nie wat jy uit jou linkeroor uitgetrek het nie. En dis hoe jy dit maar moet hanteer. Maar weer 'n keer mense, even met daai storie, moet jy maar seker maak dat jou kant skoon is. Want dis soos wat daar maar staan in die boek. Jy wat geen sonde het nie, gooi die eerste klip. So ons moet hierdie konsep baie mooi verstaan, en ek wil regtig hê, ons as mense wat in dieselfde oriëntering is, of gesindheid is, ons moet ons houdings reg kry teenoor mekaar. Ophou mekaar aanval oor absolute snert, oor wat Koos gesê het, of wat Piet gesê het, maak nie blerrie saak wie wat gesê het nie. Ons moet onthou, op die einde van die dag, soos wat ek in my leierskap video's gesê het, hou op soek na 'n leier, wees die leier, staan op, neem aksie. Mense sal jou volg, maar dan moet jy dit doen. En dis dieselfde, en dis in jou huis, dit gaan afgrondvlak toe. Jy as 'n pa van jou huis, moet tog 'n voorbeeld skep as jy seuns het. Jy as 'n pa van jou huis, as jy net dogters het, moet 'n voorbeeld skep van die tipe man wat hulle nastreef en wat hulle eendag wil hê. Nou as jy optree soos 'n lafaard en 'n simpel ding op die internet, ja, ek weet nie, mense, ek weet nie, dit is vir my 'n baie groot bekommernis op hierdie stadium. Kom ons wees eerder lief vir mekaar, en ons ondersteun mekaar waar ons kan, en ons kom weg van hierdie keyboard warrior scenario af. Ja, mense, dis maar my boodskap vir vandag. Dis so 'n bietjie van die af van die back to basics af, maar ek dink is tog belangrik dat ons hierdie goedjies adresseer. Want dit was vir my skokkend om uit te vind dat mense so ver gaan om 'n hele YouTube kanaal te stig net om ander mense moeilikheid te gee. Ek dink dis waansinnig in my opinie. As jy nie van die ou hou nie, gaan verby. Dis so eenvoudig. Okay julle, ek hoop julle het 'n wonderlike dag. Ons praat weer.